Het jy al ooit gewonder wat 'n motorfabriek en jou plaaslike hospitaal in gemeen het? Dit klink dalk na 'n vreemde vraag, maar glo dit of nie, die einste stelsels wat sorg dat 'n splinternuwe motor foutloos van die monteerlyn afrol, is besig om ons gesondheidsorg stil te transformeer. En die rede hoekom hierdie transformasie so ongelooflik belangrik is, wel, dis letterlik 'n saak van lewe en dood. Goed, om te verstaan hoekom dit so 'n groot saak is, moet ons begin met 'n redelik skokkende feit. In die Verenigde State is mediese foute die derde grootste oorsaak van dood. Ja, jy het reg gehoor. Net hartsiektes en kanker eis meer lewens. Dis nie net 'n statistiek nie, dis 'n krisis wat die kern van jou veiligheid as pasiënt raak. En die hele dryfveer agter die poging om dinge te verander, kan eintlik opgesom word in een eenvoudige vergelyking. Waarde is gelyk aan kwaliteit gedeel deur koste. Eenvoudig gestel, die doel is nie net om die beste sorg te lewer nie, maar om dit te doen sonder om hulpbronne te mors. Dis daai balans wat die sleutel is tot die toekoms van gesondheidsorg. So, hier is ons roetekaart. Ons gaan eers kyk na die groot waardeprobleem in gesondheidsorg. Dan gaan ons probeer vasstel wat kwaliteit nou eintlik beteken. Van daar af neem ons 'n interessante draai na die fabrieksvloer. Dan kyk ons hoe hierdie idees in die praktyk werk en ons sluit af met 'n blik op die toekoms van mediese sorg. Goed, kom ons duik dadelik in by die groter prentjie. Want om die oplossing te waardeer, moet ons eers verstaan presies hoe groot die uitdaging is wat die Amerikaanse gesondheidsorgstelsel in die gesig staar. Kyk, hierdie grafiek vertel eintlik die hele storie. Die FSA spandeer baie meer aan gesondheidsorg as ander ontwikkelde lande. Maar wanneer ons kyk na die resultate, hoe lank en gesond mense leef, is hulle eintlik agter. So meer geld beteken duidelik nie outomaties beter gesondheid nie, en dis die kern van die waardeprobleem. Reg, en dit bring ons by 'n baie belangrike vraag. As ons kwaliteit wil verbeter, moet ons eers weet wat dit is, né? So, wat presies bedoel ons as ons praat van kwaliteitsorg? Wel, die Instituut vir Geneeskunde gee ons 'n handige raamwerk. Hulle sê kwaliteit het 6 bene. Eerstens, is die sorg veilig? Word skade vermy? Is dit doeltreffend? Met ander woorde gebaseer op die beste wetenskap? Is dit pasiëntgesentreer en respekteer dit jou behoeftes? En dan is dit tydig om skadelike vertragings te voorkom. Is dit doelmatig sodat niks gemors word nie? En is dit gelyk vir almal? Maak nie saak wie jy is nie. Goed, en hier is waar die storie daai onverwagse draai neem. Want die soektog na beter mediese kwaliteit het ons nie na 'n laboratorium geneem nie, maar na die raserige, besige vloer van 'n motorfabriek. Lang voor hospitale hieroor begin kopkrap het die Toyota produksiestelsel, of TPS, die kuns van kwaliteit vervolmaak. Die hele idee was eenvoudig, maar eintlik briljant. Elimineer elke liewe stukkie vermorsing in die proses, sodat jy die heel beste waarde vir jou kliënt kan skep. Die hartklop van hierdie hele stelsel is 'n konsep genaamd Kaizen. Dit beteken letterlik voortdurende verbetering. Dis nie 'n eenmalige groot projek nie. Nee, dis 'n kultuur waar elke enkele werker elke liewe dag op soek is na klein maniere om die proses net 'n bietjie beter te maak. Kwaliteit word 'n reis, nie 'n bestemming nie. En hier sien ons twee heeltemal verskillende wêrelde. Die tradisionele manier is top-down. As iets verkeerd loop, soek ons iemand om te blameer. Die Toyota manier draai dit op sy kop. Dit fokus op die stelsel, nie die persoon nie. Dit skep 'n sogenaamde regverdige kultuur waar werkers aangemoedig word om probleme uit te wys. Hulle kan selfs die hele monteerlyn stop sonder om bang te wees hulle gaan in die moeilikheid wees. Dis 'n reuse kultuurskuif. So, dis die groot entjie, die filosofie. Maar hoe laat jy dit werk in 'n besige hospitaal? Hoe verander jy 'n konsep soos Kaizen in 'n daaglikse gewoonte? Jy het gereedskap nodig. En die engine wat dit alles aandryf, is 'n ongelooflike eenvoudige 4-stapmodel wat al van die 1930s afkom, die PDCA-siklus. Dis maklik. Eers beplan jy 'n klein verandering. Dan doen jy dit. Jy toets dit op 'n klein skaal. Volgende, kontroleer jy die data, het dit gewerk? En laastens, handel jy. As dit suksesvol was, rol jy dit weier uit. As dit nie gewerk het nie, begin jy die siklus van vooraf met 'n nuwe plan. Dis 'n nimmer eindigende sirkel van leer. So die groot skuif in denkwyse is hierdie.
Ons beweeg weg van 'n ou model waar jy kwaliteit aan die einde van die proses inspekteer, soos om defekte karre van die lyn af te haal. Die nuwe doel is om kwaliteit in elke enkele stap van die proses in te bou, sodat die foute sommer in die eerste plek nooit gebeur nie. Om hierdie konsepte 'n bietjie meer konkreet te maak, kom ons kyk na 'n werklike voorbeeld. Kom ons sien hoe 'n hoogs gespesialiseerde laboratorium hierdie beginsels gebruik en hoe dit eintlik 'n bloudruk vir die res van die mediese wêreld is. Nou, die hoofmanier hoe kwaliteit in die mediese veld gemeet word, is deur 'n proses genaamd akkreditasie. Dink aan soos 'n audit. 'n Eksterne organisasie kom in en gee basies 'n seël van goedkeuring om te sê ja, hierdie plek voldoen aan die hoogste standaarde. Maar die ou manier van akkreditasie was, wel, dit was 'n nagmerrie. Stel jou voor, 'n reuse poging net elke 2 of 3 jaar. 'n Berg van papierwerk. En om eerlik te wees, fasiliteite kon maar net 'n paar van hulle beste gevalle instuur. Dit het nie regtig die daaglikse realiteit gewys nie. En wat van nuwe personeel of toerusting tussenin? Die stelsel het dit heeltemal gemis. En dit is presies hoekom dinge moes verander. Die nuwe benadering verskuif die fokus heeltemal. In plaas van daardie groot stresvolle audit, vereis die standaarde nou 'n verpligte, deurlopende, interne proses van selfevaluering. Die verantwoordelikheid word nou binne die organisasie geplaas. En hierdie nuwe stelsel kyk na die hele pasiëntsreis. Dit begin by die begin. Was hierdie toets enigsins die regte een om te bestel? Dan die tegniese werk. Was die beelde duidelik? Is die protokol gevolg? Daarna die interpretasie. Het die dokter die regte diagnose gemaak? En laastens die kommunikasie. Was die verslag volledig en betyds? Soos jy kan sien, word kwaliteit nou in elke stap ingeweef. En hierdie aanhaling vat die nuwe filosofie perfek saam. Die doel is nie meer 'n baas en onderdaan verhouding nie, maar 'n vennootskap. Die akkrediteer word 'n gids wat die laboratorium help om beter te word, eerder as net 'n inspekteur wat elke paar jaar kom foute soek. So, ons het gesien hoe kwaliteit ontwikkel het van 'n eenvoudige inspeksie aan die einde, tot 'n beginsel wat in elke stap van sorg ingebou is. En dit laat ons met een laaste vraag. As beginsels uit 'n motorfabriek ons gesondheidsorg so kon verbeter, wat dink jy is die volgende groot deurbraak wat sal verseker dat jou volgende hospitaalbesoek die beste en veiligste een moontlik is?